Hallo julle, welkom by julle eerste kwarantaineles, as ek mense dit so kan sê. Ek dink is vir my verskriklik vreemd, net soos wat dit vir julle is en onseker. Maar ja, ons is saam in hierdie ding, so kom ons vat hom van die begin af. Mense, ek gaan elke keer op hierdie bladsy julle tegniese wiskunde lesse lys wat ek gedoen het. So, welkom by julle tegniese wiskunde klasse. Quarantine style, soos julle dit sê. Die eerste les gaan oor die vergelyking van die sirkel. So hier begin ons. Ek het al begin met dit, ek dink ek sal my liewerste saam met julle doen, so hier is hy. Mense, die vergelyking van die sirkel, dis in hoofstuk 5, bladsy 180, die van julle wil saamvolg in die handboeke. Ek gaan die voorbeelde wat soos in die handboeke is saam met julle doen, dat julle kan saamvolg, en dan gaan ek 'n voorbeeld van my eie doen, laat julle ook nie kan sien hoe dit ook anders te gevra kan word. So julle weet dit nou al, ons het hierdie al verlede jaar gedoen in funksies. So, die standaard vorm van vergelyking van 'n sirkel is x² plus y² is gelyk aan r², waar r die radius van die sirkel is. Ek het dit vir julle hier geteken met stippellyntjie, ek sal vir julle 'n bietjie inzoom dat julle nou mooi kan sien. Stippellyntjie. Die oorsprong van die sirkel is, die middelpunt van die sirkel is die oorsprong van jou kartesiese vlak, waar die koördinate 0, 0 is. Ek het dit vir julle daar geskryf, waar jou x-koördinaat 0 en jou y-koördinaat 0. Nou, mense met julle eerste voorbeeldjie, dit is op bladsy 180. Hulle sê vir jou 'n sirkel met 'n radius van 3. Nou mense, dit is 'n radius. So as ek hom in my oorspronklike vergelyking vervang, dan sit x² plus y² is gelyk aan r², waar my r 3 is. R word gekwadreer, wat 9 is, want dit is mos 3 mal 3. So, my vergelyking van die sirkel, as die oorsprong 0, 0 is, die middelpunt van die sirkel 0, 0 is hy x² plus y² is gelyk aan 9. Kom ons teken hom gou. Ek gaan hom net rofweg teken, julle weet, julle moet altyd op skaal teken, so net 'n bietjie om tyd te spaar. Waar is my x-as en my y-as? Nou, ek weet dit is my radius. Ok, so ek weet die radius van my sirkel is by 3. Ok, so ek kan my radius inteken, daar is hy by 0 en 3, daar is hy minus 3, minus 3, 3. Ekskuus, hy is nou nie op skaal nie, maar ja, daar gaat julle. Ok, daar is my radius ook vir my sirkel, daar is my radius. Oralste waar hy van die middelpunt tot op die rand van die sirkel kan enige my radius wees. Daar is 'n radius, hier is 'n radius, daar is 'n radius. My radius is 3. Ok, so as hulle hierdie vir jou gee, ons gaan dit nou doen om hom terug te werk. Nou sê hulle vir jou, skryf jy vergelyking van die sirkel, dis byvoorbeeld 1 op bladsy 180, skryf jy vergelyking van die sirkel in vorm van x² plus y² is gelyk aan r². Ok, so ek gaan vir julle vinnig wys in die handboek, ek is nou hierso. Ok, hier is my eerste sirkel, sien julle, daar is my radius van 7. Ok, want dis sy middelpunt van die sirkel is in die oorsprong van my kartesiese vlak, wat hierso 0, 0 is, en van die middelpunt tot op die kant van die sirkel is sy radius, so my radius is dus 7 eenhede. Ok, kom ons gaan doen hom. So ek weet my radius is 7 eenhede. Kom ons vervang hom in my oorspronklike vergelyking in. So dit wil sê x² plus y² is gelyk aan r². Dus x² plus y² is gelyk aan 7 gekwadreer. Ekskuus, maak hom reguit. Dan is dit plus y², 7 gekwadreer is 49. So dit wil sê, dit is die vergelyking van my sirkel. Volgende een, nommer B. Wil julle kyk of julle hom self kan doen ook? So dan kan julle maar net pause. Nou, sien,
Hier is die middelpunt van die sirkel, is in die oorsprong van die oorsprong tot op die rand van my sirkel, dit is my radius. Ok, so my radius is dus 4. So julle kan hom daar weer vir julle gaan neerskryf. Jou radius is 4. Bepaal die vergelyking van die sirkel. So dit wil sê, dit is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r gekwadreer. Soos x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 4 gekwadreer. So x kwadraat plus y kwadraat is 16. Ok. Weet julle dit? Nou sê julle vir jou, met die volgende voorbeeld, 2. Skryf dit neer. Dit is op bladsy 181. Hier is voorbeeld 1 bladsy 180. Alright. Ok. Nou sê hulle vir jou skets die volgende sirkels, nie? Skets, daar het ons die vergelykings bepaal. Nou gaan hulle jou eerste voorbeeld van x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 4. Maar mense, moenie vergeet nie, hierdie is nie 'n radius nie, hierdie is radius gekwadreer. Ok. So julle kan hom apart doen as julle wil. So julle kan sê radius gekwadreer is 4. Hoe kry ek 'n kwadraat weg? Trek sy vierkantswortel en julle weet as julle vierkantswortel trek is 'n plus minus die vierkantswortel van 4. So jou antwoord is plus minus 2. Ok, so dit wil sê jou radius is dan 2. Kom ons gaan teken hom. Jy weet, ek gaan hom net rolweg doen. Jy teken hom op skaal. Daar sy. 2 minus 2 minus 2 2. Los my radius van 2. Wat ek my sirkel geskets. Ok. Die volgende keer, my bladsy is ook nou net so lank, ek gaan hom nie so indruk vir julle. So kort enetjie. So, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 1, maar moenie vergeet nie, hierdie is r gekwadreer. So jy moet eers die vierkantswortel van hom trek, so dit wil sê my radius is 1, want die vierkantswortel van 1 is, kan hom in jou kop uit ook doen, is 1. So ek kan gaan sketsie. Minus 1, minus 1. Ok, gaan aanbeweeg na voorbeeld 3 toe. Dan net omblaai. Oei. As jy dit nou nie verstaan nie, kan jy elke keer net rewind en freeze. Ok, so mense hier so voorbeeld 3. Ons het hierdie rarig verlede jaar gedoen, julle kan in julle boekies op gaan kyk. Voorbeeld 3, nog steeds bladsy 181. En dit sê skryf die radius in die eenvoudigste wortelvorm van die sirkels met die volgende vergelykings neer. Ok, so my eerste vergelyking is x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 25. Onthou hulle sê in die eenvoudigste wortelvorm. So geen desimale waardes nie, tensy hulle vir jou sê, los dit in desimale vorm.
Ok, so mense, my radius is dan mos die vierkantswortel van 25 en dit gee vir my 5. P, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan, ekskuus, dit is nie 25, ek gou vas. Dan ook die vorige som. Ok, is gelyk aan 30. Sien, as julle nie so my te help as ek verkeerd is nie, weet jy? Ok, so, daar is hy. 30, so die radius is die vierkantswortel van 30, en dit is 30. In sy eenvoudigste wortelvorm. Nommer C, x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 48. Wat is hy? X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 48, so die vierkantswortel van 48 gee vir my 4 wortel 3. Ok. Volgende een. Laaste een. Is jou D. 2x kwadraat plus 2y kwadraat is gelyk aan 162. Ok mense, julle kan hierin op 2 maniere doen, jy kan 'n gemeenskaplike 2 hierso uithaal, of jy kan net dwarsdeur deel met 2. Ok, so ek deel dwarsdeur met 2, ek sal vir jy hierso skryf in hakies, dan kry ek x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 81, nee, want 162 gedeel deur 2 gee vir my 81. Hoe kry ek my radius? Dis die vierkantswortel van 81 en dit gee vir my 9. Onthou, ons moet hom, hoekom ons hom deel deur 2, ons moet hom eers in sy standaardvorm neerskryf. Ok. Wat is mense? Voorbeeld 4. Bladsy 181 tot 182. En dit sê net vir jou, bepaal die radius van 'n sirkel met die middelpunt by die oorsprong wat deur die volgende punte gaan. So mense, jy het eintlik tegnies nou 2 stelle koördinate hierso, want hulle sê vir jou middelpunt, gaan dit hier neerskryf, punt, gaan deur die oorsprong wat 0,0 is, soos wat ek vir julle in die begin van die les gesê het. Sien julle? Kyk, bepaal die radius van die sirkel met die middelpunt by die oorsprong wat deur die punt hieronder gaan. So die eerste som, hy gaan deur 9 en 0. Dis my x waarde en dis my y waarde. So nou kan ek ook net in vervang, wat is my standaardvorm van my vergelyking? Soos x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. X gekwadreer gee vir my 9 gekwadreer, en jy weet, jy vervang altyd 'n hakies in. Plus 0 gekwadreer is gelyk aan my radius, weet ek nou nog nie, ons moet hom nou uitwerk. So 9 gekwadreer vir my 81, 0 gekwadreer vir my 0, plus r gekwadreer. Nou kry ek 81, is gelyk aan r gekwadreer, hoe kry ek die r alleen, trek die vierkantswortel, die vierkantswortel is dan, van 81 is 9. Kijk, hulle het nou niks gesê van sketsie, ons kan hom sketsie as jy wil, maar ja. Kijk, nommer B, ek gaan ons om hier langs aan doen, want ons gebruik nog steeds heel tyd die middelpunt hier, so ek gaan hom vir jou somme hier na ander kleur somme sit. Ons gaan hom nou nog die hele tyd gebruik. Ok, punt B sê hulle vir jou, die gegewe punte is -4 en 3. So, die sirkel gaan deur hierdie punte.
my oorspronklike vergelyking, skryf jy altyd neer. Dit is baie makliker om in te vervang en weet jy het alles. Ok, ek het 2 stelle koördinate, ek het nie my radius nie, so ek kan nie in vervang nie. Hier is my x-waarde, so dit is minus 4 gekwadreer, plus my y-waarde is 3 gekwadreer, en jy is gelyk aan r gekwadreer, my radius wat ek nog nie het nie. Minus 4 gekwadreer gee vir my 16, onthou dis nie minus 16 nie, enige negatiewe waarde tot 'n positiewe mag gee vir my 16. Gee vir my 'n positiewe waarde. Plus 3 gekwadreer gee vir my 9 en dit gee vir my r kwadraat, so 16 plus 9 gee vir my 25 r gekwadreer. Hoe kry ek r alleen? Trek vierkantswortel. Vierkantswortel van 25 gee vir my 5. Ok, laaste ene. Hulle gee vir jou koördinaat van 1 en minus 2. Kom ek dubbelcheck net. Ja, 1 en minus 2. Skryf jou standaardvorm van jou vergelyking neer. X kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat. X gekwadreer is 1 gekwadreer plus minus 2 gekwadreer is gelyk aan r kwadraat. 1 plus 4, dit sê vir my r gekwadreer. 5 is gelyk aan r gekwadreer. Vierkantswortel van 5 is net vierkantswortel van 5. Hou hom in wortelvorm, dan sal hulle vir jou anders te vermeld, nee? Om te sê, hoe die los om tot 2 desimaal of 1 desimaal of tot die naaste heelgetal, daar is dit. Ok, mense, die definisies. Basis, hulle gee dit vir jou. Radius is die afstand vanaf die middelpunt vanaf die sirkel na die omtrek. Die oorsprong is die punt waarvan die x en die y-as ontmoet met die koördinate 0, 0. Die middelpunt, die punt binne die sirkel wat dieselfde afstand is van al die punte in die sirkel. Ok, hulle gee dit vir jou daar, so jy kan aktiwiteit 5.1 kan jy alles doen. Ek sal dit ook doen en vir julle pause sodra ek 'n kans het, maar matrieks onthou, dit is jou eie verantwoordelikheid om dit self te doen. Ek kan dit nie vir jou doen nie en dit is baie maklik om net by my af te skryf en dit gaan nie niks baat nie. Dit is regtig nou hierdie tyd waar ek en jy nou getoets word. So ja, elkeen werk op sy eie en elkeen werk op homself. Ek is hier so vir julle as julle sukkel en julle kan enige tyd vra. Ja, baie sterkte, so julle kan oefening 5.1 doen. Daar is ietsie van alles in en dan by 5.1, dis regtig 'n lekker tipiese eksamenvraag, daar's van 'n sprinklersisteem. Onthou mense, 'n sprinklersisteem gaan nog steeds anyway in elke in die ronde. Dis daai goedjies wat so spuit. Ok, mense, tot die volgende keer, geniet dit.